Ons het 'n nuwe dag uit die hand van die Here ontvang en wat 'n voorreg om vanmôre in sy teenwoordigheid te kan stil word rondom die Here se woord. Baie hartlik welkom liewe vriende vanmôre by ons oggendoordenkings van uit die woord digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart en is my heerlik vanmôre om saam met jou te luister na wat die Here se wil vir ons lewe is. Ons gaan vanmôre saam lees Romeine hoofstuk 10 vers 1 tot 4. Paulus skryf: Broers, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dit, dat hulle gered word. Want ek kan van hulle getuig, dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. Broeder en suster, Paulus praat hier met kinders van die Here oor sy volk, en dit is die volk Israel. Dit is Paulus se hartewens en sy gebed tot God, dat sy volk hulle tot die Here sal bekeer, dat sy volk gered sal word. Paulus sê hulle het die verkeerde hartsgesindheid. Hulle doen nie wat die Here vra nie. Die Here kom gee vir hulle 'n oplossing. Die Here dui die weg tot redding aan. Paulus het aan hulle verkondig hoe hulle vrygespreek kan wees deur Jesus Christus, die ware Messias van hierdie wêreld. Maar die volk van die Here hou vas aan aardse wette. Hulle dink dat hulle slegs gered kan word as hulle 'n klomp reëls en regulasies nakom. Maar Paulus sê, Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. Die Here Jesus Christus wil met almal van ons 'n pad loop. Hoe baie mense in hierdie wêreld lewe ver van die Here af. En dit moet ook Christene se hartewens en ons gebed tot God wees, dat mense gered sal word. Maar so baie mense wil op hulle eie terme lewe. Hulle wil nie na God luister nie. Dan kry jy ook ander mense wat vol ywer vir die Here is, maar sonder die regte insig. Waar kry ons hierdie insig? In die woord van God natuurlik. Die woord van God is die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet. Die woord van God is die waarheid, sê Johannes 17 vers 17. Die woord van God moet in ons hart gebere word, sodat ons teen God nie sal sondig nie. Psalm 119 vers 11. Hoe kan ek en jy ons pad suiwer hou en dit vol insig in ons lewe gebruik? Deur dit te hou na God se woord, sê Psalm 119 vers 9. Broeder en suster, in 'n wêreld wat baie uitdagend is, moet ons luister na dit wat die woord van die Here van ons vra. Ons hartewens en ons begeerte en ons gebed moet ook wees dat mense tot inkeer sal kom. Ons moet bid vir mense. Ons moet die regte voorbeeld stel. Ons moet die woord van God suiwer verkondig. Ons moet insig toon in dit wat werklik belangrik is en wat die waarheid is. Ons kan ons nie steur aan wêreldse praatjies nie, maar slegs aan dit wat God van ons eis. Die Here Jesus Christus wil ons vry kom maak en ons moet waarlik vry lewe as ons in hom glo. Kom ek en jy gaan in hierdie nuwe dag in met dankbare harte. En ons sê vandag dankie vir die Here dat hy ons kom vrykoop deur Jesus Christus ons Here. Maar kom ons gaan leef ook sy woord uit. Laat ons insig hê in dit wat werklik belangrik is. Laat ons dit met die wêreld deel. Laat ons mense na Jesus lei. Laat ons vir almal rondom ons bid. En mag die Here ons as sy gelowiges gebruik om 'n groot verskil in sy koninkryk te maak.
Kom ons bid saam. Dankie dierbare Here vir 'n wonderlike dag uit U hand. Dat U 'n God is wat in liefde en genade vir ons raak sien. U het ons kom vrykoop deur die bloed van Jesus. En elkeen wat in Hom glo, sal gered word en die ewige lewe ontvang. Here, in hierdie nuwe dag is ons harte wens ook dat mense rondom ons U sal leer ken. Wil U ons gebruik in U diens, Here, om met insig vanuit U woord die pad van verlossing te verkondig en aan te dui, dat mense tot geloof in U kan kom. Dankie vir die voorreg om dit te mag doen. Wil U uit genade al ons sonde vergewe? Lei vandag vir ons waar ons ook al mag bevind, en vul ons harte met U liefde, en laat ons die liefde van Jesus met almal deel. In Jesus Christus se naam bid ons dit uit dankbaarheid. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.